What a wonderful maker. What a wonderful Savior. How majestic your whispers, and how humble your love. Die wat wag op die reden van die Here, vind tot rus in die skadu van die Heilige God. Die Almagtige, ek sal sê, die Here is my vesting. Ek sal sê, die Here is my toevlug en krag. My God, wie ek vertrou, is my God. Ek vertrou die grote naam, die wat glo, sal nie nooit ooit beskaam. My God, in wie ek glo, op wie sal ek vertrou, is my God. Ek vertrou die grote naam, die wat glo, sal nie nooit ooit beskaam. My God, in wie ek glo, op wie sal ek vertrou. In donker tye as geloof en hoop getoets word, en alles wat bekend is in 'n oomblik verdwyn. Bly U getrou, en ek sal sê, die Here is my vesting. Ja, ek sal sê, die Here is my toevlug en krag. Is my God wie ek vertrou, is my God. Ek vertrou die grote naam, die wat glo, sal nie nooit ooit beskaam. My God, in wie ek glo, op wie sal ek vertrou, is my God. Ek vertrou die grote naam, die wat glo, sal nie nooit ooit beskaam. My God, in wie ek glo, op wie sal ek vertrou. Halleluja, 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 halleluja. My God, in wie ek glo, op U sal ek vertrou. Halleluja, 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 halleluja. My God, in wie ek glo, op U sal ek vertrou. Halleluja, 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 halleluja. My God, in wie ek glo, op wie sal ek vertrou. Is my God,
Goeiemôre vriende. Is jou geloof in Jesus al bevestig deur openbaring van die krag van God? En het jy al die krag van gebed beleef in jou eie lewe? Ons is besig op pad na die kruis toe. En ons gebruik die evangelie van Markus om hierdie laaste paar weke in Jesus se lewe te ondersoek. Laasweek het ons begin met 'n vraag wat Jesus sy disippels gevra het. Wie sê julle is ek? Petrus het hom geantwoord, U is die Messias, die Christus. Wie sê jy is Jesus? Verder het Jesus die soewereine plan van God kom onthul, dat Jesus die Messias vervolg gaan word, dat hy doodgemaak gaan word, en dat hy gaan opstaan uit die dood. Sy disippels oortuig daarvan dat Jesus 'n politieke leier is wat gaan opstaan vir Israel, het hom skerp aangespreek, maar hy het hulle skerp aangespreek, en gesê, maar daar's 'n koste om te bereken om hom te volg. En hy eindig af en met 'n belofte wat sê, baie van hulle sal nie die dood sien, voordat hulle die krag van die koninkryk van God beleef het op aarde nie. Ons gaan vandag aan en ons kyk na die verheerliking van Jesus en hoe 'n demoon uit 'n seentjie uitgedryf word en die lesse wat ons daarby kan leer. Ek lees graag vir ons uit Markus 9 van vers 2. 6 dae later neem Jesus vir Petrus en Jakobus en Johannes teen 'n hoë berg uit waar hulle heeltemal alleen was. En daar, terwyl hulle na Jesus gekyk het, het sy voorkoms verander. Sy klere het helder wit begin skitter, so wit soos geen aardse proses dit kan maak nie. Toe verskyn Elia en Moses en hulle het met Jesus gepraat. Petrus sê daarop vir Jesus, Leermeester, dis wonderlik om hier te wees. Kom ons bou 3 skuilings, vir u een, vir Moses een en een vir Elia. Eintlik het hy nie geweet wat om te sê nie, want hulle het groot geskrik. Daarna het 'n wolk hulle oordek en 'n stem het uit die wolk gesê, Hy is my seun, die een wat ek lief het. Doen wat hy vir julle sê. Skielik, toe hulle begin rondkyk, sien hulle niemand anders meer by hulle nie, net Jesus. Toe hulle van die berg afgaan, het Jesus hulle beveel, julle moet vir niemand vertel wat julle gesien het, totdat ek, die seun van die mens, uit die dood opgestaan het nie. Hulle het dit toe vir hulle self gehou, maar hulle het onder mekaar begin redekavel oor wat hierdie opstaan uit die dood, waarvan Jesus praat beteken. Hulle het hom toe uitgevra, waarom hou die skrifkenners vol dat Elia eers moet terugkeer voordat die Messias sal verskyn? Jesus het geantwoord, Elia kom inderdaad eers om alles weer in orde te kry. Hoe staan daar dan oor my, die seun van die mens, geskryf dat ek moet baie ly en verneder moet word. Tog sê ek vir julle, Elia het reeds gekom, en hulle het met hom gemaak, net wat hulle wou, presies soos daar van hom in die skrif skryf staan. Toe hulle weer by die ander disippels terugkom, sien hulle 'n groot klomp mense om hulle, en skrifkenners wat met hulle argumenteer. Net toe al die mense Jesus sien, het hulle hom verras tegemoet gehardloop en begroet. Hy vra die skrifkenners toe, waaroor stry julle met my disippels? Iemand uit die skare het hom geantwoord, Leermeester, ek het my kind na u toe gebring, omdat hy 'n bose gees het, wat hom stom maak. Elke keer as die gees hom gryp, gooi hy hom teen die grond. Hy kry skuim om sy mond, hy kners op sy tande en hy word stokstyf. Ek het vir die disippels gevra om die gees uit te dryf, maar hulle kon dit nie reg kry nie. Jesus sê toe vir hulle, julle ongelowige mense, hoe lank moet ek nog by julle wees voordat julle glo? Hoe lank moet ek julle nog uithou met julle? Bring die kind hier. Hulle bring hom toe vir Jesus. Toe die gees Jesus sien, het hy die seun dadelik styftrekkings laat kry. Hy het op die grond neergeval en rondgerom met skuim om sy mond. Jesus vra toe vir die pa,
Hoe lank gebeur dit nou al met hom? Van kleins af, was sy antwoord. Die Gees het hom al baie keer probeer doodmaak, deur hom in die vuur of in die water te laat val. Kry ons tog jammer en help ons tog as jy kan. As ek kan, sê jy, het Jesus hom geantwoord. As 'n mens glo, is alles moontlik. Ek glo, roep die kind se pa dadelik uit. Help my tog om nie meer te twyfel nie. Toe Jesus sien dat daar 'n massa mense aangehardloop kom, het hy die onrein gees skerp aangespreek. Gees, jy wat hierdie kind stom en doof maak, ek beveel jou, gaan uit hom uit en moet nooit weer terugkom nie. Die gees het toe geskree en die kind ewige styftrekkings laat kry voordat hy uit hom uitgegaan het. Die kind het daar vir die dood bly lê, sodat baie mense gesê het, hy is dood. Jesus het hom egter aan die hand gevat om hom op te help en hy het opgestaan. Later, toe Jesus in die huis was, het sy disippels hom persoonlik kom vra. Waarom kon ons nie daardie onrein gees uitdryf nie? Waarop hy hulle geantwoord het. Hierdie soort kan net deur gebed uitgedryf word. Wow! Wat 'n wonderlike voorreg om hierdie storie te kan lees. Die verheerliking van Jesus en hoe Jesus 'n demoon uit 'n seentjie uitdryf. Vriende, vroeër vra Jesus 'n oproep tot geloof. En hier kom Jesus en hy bevestig hierdie geloof. Ons lees in die woord van God dat geloof is om dit te glo wat jy nie kan sien nie. Om 'n hoop te hê in dit wat ons nie kan sien nie. Hierdie disippels kon nog nie sien heeltemal nie. Maar hulle het 'n sterk vermoede en geloof gehad dat Jesus die Christus is, die Messias is. En hier vat Jesus 3 van hulle op 'n berg op, waar hy verheerlik word. En dit bevestig sy goddelikheid. Jesus is nie net 'n mens of die seun van 'n mens, Jesus is die seun van God. Nie net bevestig dit sy goddelikheid nie, ook sien ons hoe die Ou Testament Jesus kom bevestig. Jesus kom praat met Moses en Elia. Die disippels staan verstom, maar hier's die een wat die wet gebring het en die grootste profeet wat ooit geleef het, kom praat met Jesus. En hulle argumenteer nie met Jesus nie, hulle praat met hom. Wat 'n bevestiging is dat hy die een is wat sou kom. In Deuteronomium lees ons wat God vir Moses gesê het. In hoofstuk 18, vers 15. Die Here jou God gaan vir jou profeet na vore laat kom. Iemand uit jou mede-Israeliete soos ek. Luister na daardie profeet. En weer in vers 18. Ek sal 'n profeet soos jy, dis Moses, onder die mede-Israeliete na vore laat kom. Ek sal die profeet voorsê wat om te sê en hy sal die volk alles vertel wat ek hom beveel. Dis 'n belofte en 'n bevestiging wat God aan Moses gemaak het en hier kom bevestig op die berg. Nie net oor Jesus nie, maar ook aan hierdie 3 disippels. En dan asof hierdie tweede openbaring nie genoeg is nie, kom God self en hy sê hierdie is my seun wat ek liefhet. Luister na hom. En hierdie 3 disippels se geloof word bevestig daar op die berg dat Jesus werklik die Messias is. Dit wat hulle glo, het hulle ook nou gesien en beleef op 'n vlak wat niemand anders dit nog ooit beleef het nie. Maar vriende, soos wat hulle teen die berg afgaan, vra hulle vir Jesus vra. En hulle vra maar, hoekom sê skrifgeleerdes dat Elia eers moet kom? En Jesus sê, maar Elia het gekom en die mense het met hom gemaak net soos wat hulle wil. Sê die skrifgeleerdes verwys na 'n skrifgedeelte in Maleagi 4. Vers 5. Kyk voordat daardie groot en angswekkende dag van die Here
aanbreek, stuur ek die profeet Elia na julle toe. Jesus praat van Johannes die Doper as die grootste profeet wat ooit geleef het. Johannes die Doper kom om 'n pad voor te berei vir Jesus Christus. Hy kom en herstel dat gewone mense weer na die tempel toe kan gaan, na God kan nader en vergifnis vir hulle sonde kry. Hy kom berei 'n pad voor en Jesus sê maar Elia het gekom. En daar waar Jesus hierdie woorde sê, mense met hom gemaak net soos wat hulle wou, verwys hy na Johannes en hoe hy vervolg is en tereggestel is. Maar ons sien ook dat hierdie tyd op die berg, hierdie verheerliking en openbaring van die krag van God, is ter voorbereiding van groot uitdagings. Die eerste uitdaging is sommer net daar as hulle by die ander disippels aansluit. Maar ons weet ook dat hierdie drie disippels gaan hoekpilare wees in die kerk. Ons weet dat elkeen van hulle gaan ly vir hulle geloof in Jesus Christus. Maar Jesus kom bring 'n openbaring van homself, sodat hulle onomwonde kan sê dat Jesus die Christus is. Dat hulle bo enige twyfel sal bly staan in hulle geloof in Jesus Christus. Maar dan sien ons ook, daar's 'n voorbereiding. En Jesus het teen die berg opgegaan, hulle was alleen. Hulle het tyd met God spandeer. Maar daaronder in die dorpie is daar uitdagings. En Jesus kom spreek hierdie uitdaging aan, maar ek kan nie help om bietjie frustrasie in Jesus se optrede te ervaar nie. Waar hy sê, julle ongelowige generasie, hoe lank nog moet ek by julle wees? Soveel keer het hulle gesien die krag van God. Hierdie disippels van Jesus het self gesien hoe hulle demone uitdryf. Hulle het die krag van God sien werk in hulle lewens en tog het hulle hier gestaan magteloos. Jesus kom en hy kom bid nie vir hierdie demoon nie. Jesus kom en hy's vol gebed, hy's opgerig, hy's sterk, vol krag en hy kom spreek hierdie demoon aan. Hy beveel hom om uit hierdie seun te gaan. En hy doen dit. En sy disippels vra, Here, maar hoekom kon ons dit nie doen nie? En Jesus sê, maar hierdie kom net uit deur gebed. Hierdie tipe kom net uit deur gebed. En vriende, eerstens bevestig dit vir ons dat daar verskillende tipes is. Ons het verskillende tipe uitdagings wat ons elke dag mag teekom. Sommige van hierdie uitdagings is maklike uitdagings. Dis uitdagings wat ons kan hanteer. Dis uitdagings waarvoor God ons voorberei het en ons bietjie ervaring het en bietjie opleiding het en ons kan dit hanteer en dis maklik en dis oor. Maar dan is daar sommige uitdagings wat bietjie bo ons vuurmaakplek is. Waar ons nie vorige ervaring het nie, wat ons nog nie beleef of gesien het nie. En hierdie uitdagings roep ons tot 'n standvastige geloof en gebed. Sien, dis 'n voorbereiding in ons harte en ons sien dit so baie keer in ons beradings- en bevrydingsbediening dat gebed, ons sien dit in hierdie plaaslike kerk, gebed is die fondasie, dis die voorbereidingsgrond vir groot veldtogte van oorwinning. Selfs met ons sendingsmissie waar mense uitgereik het na ander dorpe, na ander lande, was gebed bly 'n fundamentele die fundamentele bestanddeel. Nie dat daar 'n resep is nie. Maar gebed en Jesus kom bevestig dit net hierso.
En dan bly die vraag, as ons sterk geloof wil hê, is 'n stelling wat ek wil maak. Sterk geloof kan net deur aanhoudende gebed wortel skiet. En ek wil jou uitdaag in hierdie week wat kom, sal jy by God se voete gaan sit en bid dat God vir jou 'n openbaring van homself sal gee, dat jy soos Johannes, Petrus en Jakobus, beyond the shadow of a doubt, sonder enige twyfel, sal kan getuig dat Jesus die Christus is. En sal jy bid dat die Here ons sal versterk en ons sal laat groei in die krag van gebed. Dis die twee dinge wat ek dink ons kan uit hierdie skrifgedeelte leer. Kom ons bid saam. Here, dankie vir hierdie geskiedenis wat ons kan lees, Here, geskiedenis waar U self kom openbaar het aan die disippels en waar U krag tentoongestel het, Heer, waar geen ander kragte 'n invloed kon gehad het nie. Here, en ek bid vir ons eie lewens, Here, ek bid dat U sal ons geloof in U sal kom bevestig met 'n openbaring van wie U is en wat U doen. Here, ek bid dat U in elke mens se hart en lewe sal kom spreek, Heer, dat U God is en dat daar geen ander is nie. Heer, en soos wat hierdie 3 disippels bo enige twyfel kon getuig, Jesus, dat U die redder is, bid ek dat ons, elkeen van ons sal getuig, Heer, dat U die redder, die Messias is. Heer, en ek bid ook dat U ons die voorreg sal gee om krag van gebed te sien manifesteer in ons eie lewens. Here, ek bid wanneer daar uitdagings kom en ons weet dit gaan kom, Heer, dat ons in die krag van gebed sal optree. Ek bid dat U ons die voorreg sal gee om groot oorwinnings te sien in ons plaaslike kerk, in ons life groups, in ons dorp, in ons streek en in ons land, en selfs tot in die uithoeke van die aarde. Ons loof U, Heer. Amen. Vriende, mag jy geseënd wees. God is met ons. Worship you.
worship. You're turning lives around. You are here, oh, turning lives around. I worship you. I worship. You're mending every heart. You are here, and you're mending every heart. I worship you, yeah. I worship you, Lord. And you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yeah, you're the waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yeah, sing it again. You are, yeah, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. Oh, it's who you are, Jesus, yeah. And waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is, sing, that is who you are. Oh, that is who you are. And that is who you are. Oh, and that is who you are. That is who you are. My Jesus. With a strength like no other, and the heart of a father.